Ja, Letty, dankie vir die geleentheid. Toe jy nou vir my gesê het, ek moet iets sê oor die gees, toe moes ek nogal 'n bietjie mooi dink, want ek dink ek het self gewonder baie keer, waar is hy? Waar is die gees in die leiding van my? Ek wil nou nie verveel met die hele storie nie, ek dink almal weet dat ek is maar deur 'n moeilike tyd van val en opstaan en infeksies kry en die klein kort en die lank is maar dat ek baie verswak het en agteruit gegaan het en uiteindelik nou maar my mobiliteit verloor het en ek daarmee moes vrede maak dat ek van ander mense afhanklik is. Ja, en ek moet erken, vir die eerste keer in my lewe het ek soms angstig geraak, soms benoud geraak, selfs soms gesukkel om te bid. Ek kon myself baie keer net kry om te sê, terwyl ek daar op die bed gelê het, Here, help my. Is al wat ek kon uitkry. En vir die eerste keer het ek agtergekom, ek het 'n bietjie angs. Ek is bang. En op 'n manier was ek teleurgesteld in myself, want ek het gevoel, joh, ek het soveel om voor dankbaar te wees. Die Here het so 'n wonderlike pad al met my geloop. En nou het ek hierdie bang, angstige disipel geword, en ek het toe maar verder gelees ook in die evangelies, en uiteindelik gelukkig besef dat die disipels was ook maar bang. Jy kry eintlik nie iets soos 'n super disipel en 'n super gelowige nie. Die evangelies lê eintlik klem daarop dat hulle het Jesus gevolg terwyl hulle gevrees het, terwyl hulle bang was, terwyl hulle angstig was. En dit het nogal vir my 'n bietjie vertroosting gebring om te besef ek hoef nie 'n super disipel te wees nie. Want almal vertel vir jou, jy is so 'n wonderlike voorbeeld, en dat ek moet nou sê tong in die kies, maar ek het tog op 'n stadium gevoel, Here, wil jy nie nou maar iemand anders kry om 'n voorbeeld te wees nie. Ek weet nie of ek my kan sien om 'n goeie voorbeeld te wees nie, want ek is nie meer een nie. Want ek is bang en ek is benoud, en so ek het deur 'n baie moeilike tyd gegaan, maar ek moet sê, as jy vir my vra, watter rol het die Gees gespeel, dan natuurlik speel die Gees die rol dat die Gees maak lewend, nee, en daar was 'n stuk doodsheid in my, en ek dink die Gees het weer lewe gebring. Hy doen dit deur die woord, hy doen dit deur saam met my te sug, saam met my te verlang. Ek moet ook sê, as jy nou vir my vra, waar het ek die Gees gesien in hierdie tyd, dan is die eerste ding wat ek verwys in my vrou. Ek het die Gees gesien in my vrou se liefde, wat vir my omgee, wat my versorg, wat hierdie pad moet loop waarvoor sy nie eintlik opgesign het nie. En ek het weer gedink aan baie mense wat mense moet versorg, en daar sien ek die Gees. Ek sien die Gees en ek hoor die Gees in talle mense wat vir my bid, wat vir my bel, en vir my sê hulle dink aan my, hulle dra my op aan die Here. Daar sien ek die Gees, daar hoor ek die Gees. Wanneer jy eintlik self nie meer kan nie, dan bring die Gees daai stuk lewe. En ek het ook maar net weer besef, nee, dat ons is, soos Paulus sê, ons is maar kanne wat, erdekanne wat maklik breek, en vol krake is, maar deur die Here se genade skyn sy heerlikheid, en die heerlikheid van die Gees, en die heerlikheid van sy opstanding, skyn deur daardie krake in ons kleipot mondering. En ek het dit maar net weer besef, dat ten spyte van hoe ek voel, en hoe ek self gevoel het, ek beteken eintlik niks, en hoe kan ek vir iemand iets beteken, het ek tog besef, die Here gebruik my in my broosheid en in my swakheid, om tog iemand te help. So ek het steeds soveel om voor dankbaar te wees, en ek bly sê, die genade is altyd meer as die uitdaging. En die een wat jou daarvan bewus maak, is die Gees. So daai waarheid dat die Gees
lewe bring waar daar doodsheid is. Dit het ek ervaar. Want vir die eerste keer in my lewe was daar 'n stukkie doodsheid in my. Wat ek nie kon keer nie. Maar die Here het dit omgekeer en ek glo ek is weer op die goeie en op die regte pad. Ja, verseker, doodgewone goed. Net om vir my te help sug en om vir my te help prewel en om bemoedig te word deur my vrou en deur jou en deur vriende en vriendinne. Dis waar ek die Gees ervaar het, jy weet. Niks buitengewoon, ek het nie 'n stem gehoor of iets nie. Mense het net daai wete. Jy weet, nooit in hierdie hele tyd, selfs al was ek in my donkerste oomblikke, het ek dit 'n oomblik oorweeg om weg te gaan van die Here af. En ek dink dis die Gees wat jou die hele tyd terugdwing na die Here en na sy woord toe. So dit moet ek eerlik sê, daar is nooit by my 'n gedagte om met die Here moed op te gee nie. Ek was net bang hy gee met my moed op. Wat hy dan toe nou nie gedoen het nie. Tot nou toe nog nie. Ja.